Welkom terug hier op Groot Plaas. Dit is tyd vir Plaaspraatjies op maandagoggend. Nou, ek dink die enigste ding wat 'n boer nie wil hoor nie, is dat hy vir 'n hele jaar alles wat hy doen, gaan moet stopsit. Maar dit word deesdae doelbewus gedoen. In 'n ongewone maar slim skuif het 'n plaas in Illinois in Amerika besluit om vir 'n volle seisoen op te hou produseer. Maar dis nie weens finansiële probleme nie, dit is doelbewus. Die boere fokus eerder daarop om hulle grond te herstel deur sogenaamde dekgewasse soos triticale aan te plant. Hierdie plante help om voedingsstowwe terug in die grond te sit, verbeter waterretensie en bou ook langtermyn volhoubaarheid. Nou, kenners sê dit kan 'n groot verskywing in moderne boerdery aandui, maar weer korttermyn wins dalk plek maak vir langtermyn grondgesondheid. Die groot vraag natuurlik is, sal meer boere bereid wees om 'n jaar se inkomste op te offer vir beter opbrengste in die toekoms? Dan in Suid-Afrika nuus, ons pekeneetbedryf is besig om te blom. Suid-Afrika se pekeneetbedryf beleef tans 'n groot oplewing en dit skep nuwe geleenthede vir plaaslike boere. Nou, droogtes in groot produserende lande soos die VSA en Mexiko het wêreldvoorraad beperk, wat beteken dat internasionale kopers nou al hoe meer begin na Suid-Afrika kyk. Met goeie reënval in sekere streke en gunstige groeitoestande lyk dit of plaaslike produsente gereed is om hierdie gaping te vul. Die bedryf groei nie net in produksie nie, maar ook in uitvoerpotensiaal, veral na markte soos China en Europa. Dit wys weer eens hoe 'n globale klimaatstoestand plaaslike landbougeleenthede kan beïnvloed. En dan is daar 'n fees wat moderne boerdery bevraagteken. Dit is daar in Australië. 'n Unieke landboufees begin kop laat draai deur tradisionele manier van boerdery bietjie te bevraagteken. Die fokus van die fees is op sogenaamde regeneratiewe of selfhoudende boerdery met minder insetkoste, minder chemikalieë en meer natuurlike prosesse. Organiseerders glo dat moderne boerdery te afhanklik geraak het van dierinsette soos kunsmis en chemiese middels wat druk plaas op winsgewendheid. Die beweging kry al hoe meer aandag wêreldwyd, veral onder jong boere wat alternatiewe soek. Die groot debat bly egter, kan hierdie tipe boerdery op groot skaal werk en steeds genoeg kos produseer vir 'n groeiende wêreldbevolking. Dit is ons plaaspraatjies vir vandag. Ons is nou terug net hierna met ons gas. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend is Konrad Fik, hy is die bemarkingsbestuurder by True Cape Fruit en ons gesels 'n bietjie oor hulle nuwe Flash Gala veldtog. Konrad, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre Dopie en kykers, en ek hoop almal het vandag 'n fantastiese dag. Dankie baie. So, vertel ons gou 'n bietjie, Flash Gala word beskryf as meer as net 'n appel. Wat maak hierdie handelsmerk waaraan jy werk anders as ander gala variante? Dopie, om te gaan kyk, want ons is 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis en ek dink waar ons moet begin, en ek het vir ons 'n voorbeeld hierso van hoe 'n ou gala appel gelyk het, en die appels kom oorspronklik van Nieu-Seeland af. En soos jy kan sien, het die appel ligte strepe en hy baie geel in hom. En 'n appel soos hierdie is kosmeties nie baie stabiel nie. En as jy kyk na positiewe mutasies, dan kyk jy dat rooi kan rooier word. Dis sien ons as positief. En as hy dan geeler is dit negatief, wat dan ook gesien word as reversions. Nou, die appels het al vroeg voor die 1960 dan Nieu-Seeland hulle ding gebreek, en hulle is gedoen as 'n kruising tussen 'n Kitts Orange Red en 'n Golden Delicious. Maar toe in die 1960 is daar mutasie gevind, en die mutasie lyk toe nou so, wat hulle toe in Nieu-Seeland as Royal Gala gemerk het. En die appels het in 1970 hulle pad oopgebaan na Suid-Afrika toe. En natuurlik in ons bedryf soek ons absoluut die hele tyd na nuwe mutasies en verbeterings wat ons kan vind. So in 18 Januarie 2011 het Bucksnell ons boorde gestap, en jy kan net dink hoe groot was sy verbasing toe hy afgekom het op hierdie volrooi nuwe mutasie aan een van hierdie bome wat so gelyk het. So dit is baie opgewonde gewees, en ons het hierdie appel toe Big Bucks genoem, en Big Bucks is natuurlik gesinspeel op Buck se naam,
En as jy nou sy sin van humor ken en verstaan, sal jy weet waarvan dit kom. Ons het toe later hierdie appel 'n handelsmerk gegee en hy word nou bemark as Flash Gala. En daar's reeds al oor die 2 miljoen bome in Suid-Afrika aangeplant vir die Flash Gala. Natuurlik vir 'n appel om te maak werk ook, moet ook nommerpas wees vir die produsent. So hy moet 'n paar boksies tik, so hy moet die produksie kan volg, hy moet 'n goeie ton per hektaar gee en dan moet hy natuurlik goeie uitpakke kan gee wat ons in die mark kan verkoop, wat hierdie nuwe standaard vir ons dan maak werk. So Flash Gala is dan 'n reg Suid-Afrikaanse appel en ons kan nou meeding met die bestes in die wêreld. Nou, Konrad, wanneer 'n mens so half 'n nuwe variant moet aan die wêreld bekendstel, is daar seker 'n bietjie van 'n bemarkingsveldtog wat 'n mens aan mekaar moet slaan. Hierdie Flash Gala veldtog van julle het nou al meer as 100 miljoen mense bereik. Wat het aanleiding gegee tot hierdie vinnige groei? So wanneer jy met 'n bemarkingsveldtog begin en veral in ons appel en peer bedryf, is dit wat is jou begroting? So dis amper daai jou storie van die hoender en eier scenario. So jy het egter produk nodig om by die eindverbruiker te kom, maar jy wil ook bitter graag bietjie excitement skep op die mark en vir mense inlig van wat hulle moontlik kan uitkyk na om te kry. So in 2014, dis nou 3 jaar nadat Bucks die eerste appel vind is die kommersiële blok geplant en Flash Gala, en dit vat so 5 tot 7 jaar vir 'n appel daar om vol produksie te kry. So ons eerste vrugte was eers in 2019 beskikbaar en ons het heel in die begin 'n paar appels van ons kliënte uitgestuur om 'n bietjie terugvoer te kry, hoor wat hulle dink daarvan, voor ons dan met 'n werklike veldtog begin. So die 2 miljoen bome wat geplant is, het ons bitter vinnig skaal gegee. En in daai laaste klompie aanplantingsjare het ons nou 1.4 miljoen kartonne al uitgevoer. So die produk het ons eintlik 'n bietjie aangejaag. Die appeltjies het hulle naam gestand gedoen en ons blits vinnig aan die werk gesit. So julle het 'n bietjie 'n ander strategie gevolg as die normale produsente. Julle het bietjie meer digitaal bemark met hierdie ene. Hoe het platforms soos YouTube, Instagram en TikTok bygedra tot die sukses? So digitale bemarking is tipies ontwikkel om meer gefokus te wees. As jy gaan kyk na die ou tradisionele bemarking waar jy sit met digitale buitebordadvertensies of buitebordadvertensies sit met tydskrifte, jy sit met televisie en so aan, is dit gewoonlik baie lomp en stadig. Jy begin 3-4 maande voordat jy iets moet hê met 'n produk en jy ontwikkel net 'n boodskap, maar die markte verander deesdae so bitter vinnig en jy kan nie hierdie ding vinnig omdraai. Digitale bemarking is natuurlik weer baie meer geteken en hy is amper soos 'n skerpskutter. Jy kan definitief op iemand afpyl en sê luister, dit is wat die teiken wat jy wil hê en dis jou en so jy verbrand. Nou kan jy in jouself indink jy het bitter min vrugte die begin gehad, so om ou tradisionele advertensie te doen is soos om 'n groot net daar buite uit te span en jy vang alles wat jy kan vang, maar dis nie noodwendig jou kliënte wat jy wil teiken nie en jy het nie produk op die rak wat jy mense kan wees. So in hierdie geval kon jy mense teiken en spesifiek na dit toe dryf. So as jy gaan kyk, en interessant is hoeveel mense dra selfone deesdae as jy daarna gaan kyk. En miskien net 'n bietjie konteks, in Suid-Afrika sit ons met 60 miljoen mense waarvan 124 aktiewe selfoonverbindings is in Suid-Afrika. So meer as 1 voorbeeld van ons huishoudings gebruik. So Suid-Afrika het so 92% van alle huishoudings het werkende selfone. As jy dit teenstrydig met Indië kyk, is daar so 1.45 biljoen mense. En waarvan na 1 biljoen aktiwiteite selfoonkontrakte is, omtrent 85% van alle huishoudings in Indië dan 'n selfoon en dan China, en nou kom ek die lande noem, maar dis die lande waarop ons tans fokus in die buiteland. China het dan nou 1.4 biljoen mense, waarvan 1.87 biljoen aktiewe selfoonverbindings is, wat omtrent 130% van die huishoudings is. So digitaal is beslis die voorloper hier. So julle rykwyte in 2024 na 2025 het ongelooflik gegroei. Wat sê hierdie groei vir julle oor die handelsmerk se internasionale sigbaarheid? Wel, as kyk, die eerste jaar het ons so 3.7 miljoen mense bereik. Binne 'n kwessie van 5 jaar staan ons omtrent op 113.8 miljoen, 113 miljoen mense. So vir my sê is dat hierdie wel 'n go-to variëteit geword het en selfs kultivars en ou kultivars soos Rogalas nou 'n go gee. En dan as jy dan nou kyk die lande waarop ons fokus in Indië,
word daar al in die lande gevra na Flashgala by naam en om so iets te bereik binne 'n 5 jaar periode is baie merkwaardig. So en die ding van Flashgala as jy gesien het is natuurlik 'n volrooi appel en as jy gaan kyk na iets wat tradisioneel verkoop was vir die laaste 50 jaar in Rolgala as mense gewoond gewees aan 'n gestreepte Rolgala. So die Flashgala is 'n absolute nuwe konsep en ons het nie ander keuse gehad om handelsmerkie te skep en hom te adverteer nie. Maar rooier is mos mooier. Nou Konrad, julle doen die digitale bemarking en as 'n mens dink aan deesdae se digitale bemarking, dan dink mense aan hierdie smaakmakers ook. Wat 'n rol het hulle gespeel om 'n koneksie tussen verbruikers te skep wanneer dit kom by hierdie Flashgala en wat het julle vir hulle gestuur? Net 'n lekker pakkie appels. Gesê hulle moet maar kou op die tikkie-tokkie. Nee, jy weet smaakmakers help 'n mens om die koneksie te bou. Hulle is basies die ware brugbrouers om die vertroue tussen die produk en die verbruiker vir ons te bewerkstellig. As jy nou gaan kyk na die ou spreekwoord when in Rome do as the Romans do, is dieselfde hier waar die kulturele relevantie belangrik is. Smaakmakers vir ons kardinaal van belang in Indië en China om te help om Flashgala te lokaliseer en in 'n diverse mark vir ons te bevestig. Onthou aanbevelings deur lokale smaakmakers in die plaasomgewing verander die vrug van 'n kommuniteit na 'n lewenstylkeuse wat geloofwaardigheid weer bring. So ontwikkelingsvertroue in die handelsmerk en sy verbruikers en gebruikers natuurlik 4 pilare. So hulle sal elkeen hulle brief gekry het wat sê ons fokus eerstens op families, dan is daar kook en bak, dan is daar die aktiewe leefstyl, so gesondheid en fiksheid en dan ook waar jy die produk beskikbaar is en waar jy kan koop, so lokale beskikbaarheid. So julle daarom nog die konsep ingebring by van hierdie smaakmakers van 'n apple a day keeps the doctor away. Ja, beslis. Eintlik 2 appels. Jy wil meer verkoop. Konrad, ons het so vinnige 30 sekondes. Waarop gaan julle dan hierdie jaar fokus as dit kom by Flashgala? Ons gaan weer bly, ons hou by digitaal eerste. Ons fokus op die lande soos Indië en China en ons gaan ook saam met 'n bedryfsveldtog loop wat Beautiful Country, Beautiful Fruit is, so saam met die Suid-Afrikaanse bedryf. Flashgala is 'n reg Suid-Afrikaanse appel en dit maak net sin om daar te co-brand. En dan het ons 'n paar nuwe smaakmakers wat ons opgelei het om beleiding te bevind tussen ons verbruikers en die produk wat sin speel op daai 4 pilare wat ek nou net genoem het: families, kooppak, leefstyl en waar jy hom kan koop. Konrad, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dis Konrad Fik, hy's die bemarkingsbestuurder van True Cape Fruit. Hulle is daar in die Kaap oor die splinternuwe Flashgala appels. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons het 'n lekker saand as gekuier en dan doen ons dit weer môre.